Min mense sal met jou stry as jy sê dat een van die grootste woordkunstenaars in die Afrikaanse taal Koos Du Plessis was. En as jy nog daarby voeg dat gebed een van sy mooiste stukke digwerk of liedskryfwerk was, dan sal baie mense met jou saamstem. En iets wat in gebed vir my so sentraal is die aanvangswoorde van gebed, die aanvangsfrase, want dit vertel alreeds 'n hele storie op sy eie. Laat my nooit die grond verlaat nie, is wat Koos Du in sy aanvangswoorde van gebed gesê het. En hierdie woorde, laat my nooit die grond verlaat nie, is eintlik die gebed van 'n gelowige aan die Here. En wanneer hierdie gelowige sê, Here, help my om nooit die grond te verlaat nie, sê hy eintlik, Here, help my om altyd in voeling met die grond te bly. En ek dink dat hierdie gebed in vandag se tyd steeds relevant is vir 'n groot klomp verskillende redes. Ek dink die mees logiese en eenvoudige rede is, omdat ons lewens so gejaag en so besig is. Ons verloor voeling met die grond onder ons voete. Ons sal dit ook vir mekaar sê, jong, ek hardloop so rond dat my voete skaars die grond raak. En wat ons eintlik hier sê is dat ons nie net voeling met die grond onder ons voete verloor het nie, maar dat ons in die proses op 'n vreemde manier in ons gejaag en in ons besig wees, ook voeling met onsself begin verloor en dalk selfs ook voeling met die Here verloor. Maar ek dink hierdie gebed sê soveel meer as net ons voeling met die grond. Ek dink hierdie gebed roep ons ook op tot herinnering, roep ons ook op tot onthou. Hoekom sê ek so? Want die woorde wat direk nadat Koos Du Plessis gesê het, laat my nooit die grond verlaat nie, voorkom is, laat my in u skadu bly. En ek dink wat Koos Du met hierdie gebed probeer sê het, is dat ons elke liewe dag van ons lewe, elke liewe tree wat ons gee, elke liewe asemteug wat ons gee, moet onthou en nie moet vergeet nie, dat ons nie in ons eie skadu's loop nie, en dat ons nie in die skadu van een of ander mens loop, of in die skadu van 'n bankrekening loop, of dat ons in die skadu van 'n groot besigheid loop, of dat ons in die skadu van een of ander aardse regering loop nie. Nee, ons loop in die skadu van die Here van die hemel en die aarde. En daardie skadu is konstant. Dis konstant want die Here loop konstant saam met my en jou op pad. En hierdie skadu gee vir ons skuiling. Dit gee vir ons 'n plek waar ons kan rus en waar ons die Here se juk op ons kan neem, omdat sy juk sag is en sy las lig is. En uiteindelik dink ek vra Koos Du met hierdie tweede gebed van hom, hierdie gebed wat sê, laat my in u skadu bly, sê hy eintlik, Here, help my om nooit te vergeet in wie se skadu ek loop nie. Help my om nooit te vergeet in wie se voetspore ek loop nie. Help my om nooit te vergeet dat u konstant saam met my op pad is nie. En uiteindelik is hierdie gebed ook my en jou gebed. Mag ek en jy vandag en elke ander dag vir die Here vra dat hy ons sal help om nooit die grond te verlaat nie, want ons verlaat die grond so maklik. Maar mag ons ook die Here vra om ons te help om nooit te vergeet nie, om te onthou dat ons uiteindelik in sy skadu bly. Want ek glo dit is wat vir ons krag en energie sal gee vir die pad wat vir ons voorlê. Hemelvader, laat ons asseblief nooit die grond verlaat nie. En laat ons altyd in u skadu bly en laat ons altyd weet dat u konstant saam met ons op pad is. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Dis weer daardie tyd van die jaar waar Kersfees om die draai is en stelselmatig sien ons hoe die winkels rondom ons verander en hoe daar kersbome oral opspring en hoe die winkels hulle geskenke ook reg kry vir Kersfees. As jy graag hierdie Kerstyd 'n verskil wil maak in 'n behoeftige kind se lewe, is jy baie welkom om 'n donasie te maak by die skakel wat hieronder gaan verskyn. Ons wil hierdie fondse graag gebruik vir ons DPS-huise. Dit is ons diakonale pleegsorghuise waar ons vir hulle geskenke wil gee vir hierdie eerskomende Kersfees. In Pretoria omgewing waar ons is daar 'n seunshuis en 'n dogtershuis. En ons wil graag vir beide van hierdie huise geskenke kry hierdie Kersfees. So as jy graag in 'n kind se lewe verskil wil maak en jy voel die Here het dit op jou hart geplaas, is jy baie welkom om 'n donasie by die skakel hieronder te maak. Byvoorbeeld, dankie vir die groot verskil wat jy maak. Baie dankie dat jy 'n tyd geneem het om saam met my te kuier vandag. Ek en jy kuier verseker gou weer.